hartlike goeie dag. Baie welkom weer by ons program Gebedsversoeke van my Yvonne Besuidenhout. Ons is Smit. Heerlik om weer saam met julle te kuier. Ons glo julle het laasweek se gebeds en glo en vertrou bietjie in gedagte geneem. Ons het gekonsentreer verlede keer op bid en op glo en vertrou. So hierdie keer gaan ons net 'n bietjie verder daaroor praat. Ons gaan vandag praat spesifiek oor glo en die verwagting daarvan. Dit is dan pilaar 3, glo, visie bo sig. Die geestelike manifestasie. Om in hierdie konteks te glo beteken om die oortuiging te hê dat die geestelike antwoord toegestaan word die oomblik wat jy vra. Lang voordat dit in 'n fisiese realum verskyn. Onthou, God weet alles van ons. Hy nog lang voordat ons dit vra, het hy dit al reeds geweet, maar hy het gewag dat jy dit voor hom moet lê. So dit is hoekom dit belangrik is om te bid. Ons kan nie net aanneem God gaan dit vir ons doen nie. Hy het gesê hy sal vir ons sorg en hy sal, maar hy wil hê jy moet met hom in kommunikasie wees, jy moet hom vertrou, jy moet met hom praat oor dinge. So nog lang voordat jy dit gevra het hy ook al die versoek toegestaan. Glo jy het ontvang. Dit is baie belangrik, soos ek verlede keer vir julle in die program gesê het, toe ek en Andries die opname gemaak het. Wanneer jy bid, moet jy glo jy ontvang dit. En kyk uit vir daardie antwoord. In watter vorm dit ook al is, moenie na 'n dag of na 'n uur begin twyfel en sê, ag nee, die Here hoor my nie. Absoluut, ons kan nie genoeg daarop hamer nie. Vertrou die Here en verwag die uitkoms. Dit is gebaseer op Markus 11 vers 24, wat jou opdrag gee om te glo dat jy dit ontvang het terwyl jy bid. Dit verskuif jou houding van vra en hoop na vra en verwag. So jy het eers gevra en gehoop, nou is dit vra en verwag. Die oomblik wanneer jy klaar gebid het, dan is dit, ek het 'n verwagting. Ek verwag dan moet nou iets gebeur. Ja, gaan lees gerus 'n bietjie Markus 11:24. Glo dat julle dit reeds ontvang het. Markus 11:24, die Afrikaans 83 vertaling sê, daarom sê ek vir julle, alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang en dit sal vir julle so wees. Hierdie vers beklemtoon die alles. So ons sien alles wat ons in die gebed vra, ons glo dit, sal ons ontvang. Die vertroue dat God dit werklik gaan antwoord. Die disippels het hy elke keer geleer om sonder twyfel te bid. Gaan kyk 'n bietjie na die vyeboom, die vervloeking, en kyk na die kernaspekte van Markus 11:24, ons geloof. Jesus beklemtoon dat die mens moet glo dat die versoek reeds toegestaan is. Ons geloof is aan die woord gekoppel, en daarom weet ons dat as ons op die woord staan, sal dit die vrugte inbring. Die gebed, dis die opdrag om met vrymoedigheid en vertroue na God toe te gaan. Soos ons al reeds gesê het, met enige iets, kan ons met vrymoedigheid na ons Vader gaan, en ons kan dit vir hom vra. Ja, ons sien ook dat wanneer ons bid, moet ons ook vir vergifnis vra. Want sonde en onbeleide sonde en onbeleide dinge veroorsaak 'n verhindering van ons gebede. So, as jy wil hê God met jou gebed verhoor, moet daar nie iets wees wat 'n hindernis is tussen jou en God nie. So as jy wil hê jou gebed moet verhoor word, moet jy vergifnis vra, jy moet jou sondes bely. Vers 25, wat direk volg, verbind effektiewe gebed aan vergifnis van ander. Jy moet vra dat die Here jou sondes sal vergewe. Dat die Onse Vader sê, soos ek my skuldenaars vergewe. As jy nie ander vergewe nie, kan jy maar te vergeefs bid. Die Here sê duidelik vir ons moet ander vergewe, sodat ons vergewe kan word. En as ons vergewe is, dan weet ons dat daar niks is wat in die pad kan staan tussen ons en die Here nie.
Dit volg op Jesus se onderrig oor die vervloekte vyeboom, waar hy die disippels leer oor die krag van geloof. Die vers moedig gelowiges aan om te glo dat God aktief betrokke is by hulle gebede en dat geloof die onmoontlike moontlik maak. Aktiewe verwagting. Geloof is nie passiewe wag nie. Dis 'n aktiewe houding. Dit behels om God vooraf te dank vir die deurbraak. Die saad van geloof te behandel asof dit reeds ondergronds groei, al sien jy nog niks nie. Onthou wanneer jy 'n saadjie plant in die grond, gaan nie dadelik wortels, blaartjies opkom nie. Dit vat 'n tydperk, want hy moet eers onder die grond werk, en onder die grond loop hy eers uit, en dan sien ons, hier kom 'n dingetjie op, en hier kom die plantjie op. Net so is ons gebedslewe, want daar waar ons nie sien nie, is God besig. En dan sodra God daar die fondasie gelê het, dan sien ons, hier kom dit op, en so moet ons gebed ook dan wees. Ooreenstemming met God se wil moet ons bid. Glo is nie 'n blanko check nie, om enigiets te kry wat jy wil hê nie. Nee, dit werk daarom ook nie so nie. Dit moet wees volgens God se wil. Jy kan nie sê, God, u woord sê, alles wat ek in die naam kry, gaan ek kry en ek vra nou R1 miljoen nie. Nee, dit werk nie so nie. Eerstens, laat God hom nie versoek nie, en wees versigtig om nie God te versoek nie. En in tweede plek is, God weet wat het jy nodig. As jy nie dit nodig het nie, gaan jy dit nie kry nie. Maar as God weet, jy vra vandag, gee vir my vandag geld vir 'n brood, gaan hy vir jou voorsien. Of die brood, of die geld om die brood te koop. Maar hy gaan nie voorsien dit wat jy nie nodig het nie. Dit is die vertroue dat God sal doen wat die beste is vir jou, volgens sy wil, sy perfekte wysheid en onvoorwaardelike liefde. Omdat hy jou lief het, sal hy vir jou hierdie ding deurkom. Omdat hy jou lief het, sal hy vir jou voorsien, volgens sy wil. Ja, kom ons kyk 'n bietjie hoe ons hierdie siklus daagliks gaan beoefen. Ons beveel altyd aan, of dis goed in ons almal se lewe, om 'n gebed en 'n lofprysing joernaal te hou. So hou vir jou 'n boekie gereed, soggens of wanneer jy stilte tyd hou, en teken aan en sê, op so en so datum het ek God gevra vir dit en dit. En as jy 'n antwoord kry vir deurbraak, teken die datum aan, want so kan ons geloof net dieper en meer versterk. Jy kan 'n wonderlike getuienis wees vir iemand anders wat dalk al moeg gewag is, en jy kan sê, maar ek het 5 jaar gebid vir dit. Baie mense kom terug en sê, ek het 10 jaar gebid. Ek weet van 'n vroukie en 'n man wat 7 jaar gebid het vir 'n babatjie. Hulle het alles probeer en hulle was werklik later moedeloos en moeg. En dan het hulle moeg geraak en dit bely en moedeloos bely, en het hulle weer, ek kan amper sê, aangetree in gebed en gevra vergifnis, en dat hulle geweet, en die Here het hulle geseën met 'n wonderlike babatjie. So skryf dit neer, en ook jou teksvers wat jy opstaan, en dan kan jy bou 'n geskiedenis op. Jy kan later, as jy moeg of moedeloos is, of iemand wat help sê, jouself versterk in hierdie gebedsjoernaal. Baie keer moet jy met jouself praat en sê, Yvonne, hoekom twyfel jy, hoekom is jy onseker, hoekom is jy bang? Dan kan jy 'n bietjie gaan stil sit en kyk, die wonderwerke wat God, die deurbrake, die genesings wat hy al werklik vir jou kan doen het. So hierdie sit, dis 'n stilte tyd. Ons moet elke dag tyd maak vir dit. Ons weet almal is besig, jy hardloop rond van die een projek na die ander projek. Jy jaag van punt A na punt B. Maar wat gaan dit help as ons bid, jy glo, jy vertrou, en jy raak nie stil om leiding te kry nie, om wysheid te kry nie, om 'n antwoord te kry nie. Jy moet doelbewus stil raak en luister na God se gebed, sy leiding vir jou gebed. So kom ons kry vir jou 'n plekkie waar jy kan net stil sit vir 5 minute of 10 minute, of hoe dit ook al sê, 'n paar sekondes, en raak werklik stil en luister wat God vir jou sê. En dan kan ons soveel makliker, as jy 'n antwoord het, sê, maar ek weet nou wat om te doen, God het met my gepraat, hy het vir my 'n antwoord gegee, dan hoef ek nie self, soos Yvonne gesê het, by ander mense te gaan vra, of
vir iemand anders vra, bid vir my en hoor jy vir my wat die Here wil hê ek moet doen nie. Jy kan self by die Here hoor wat hy wil hê, wat jy moet doen. So kom ons raak werklik stil. Ons moet ook leer om die waarheid te spreek. Vervang jou vreesagtige, ongelowige gedagtes met geloofsverklarings. Mediteer op die woord en kry vir jou 'n paar konfessies en spreek dit elke dag hardop oor jouself, oor jou kinders, jou liggaam, jou finansies. Ons glo dat God kan werk en hy sal werk as ons woorde en ons dade die versekering weerspieël. Dit help nie ons het gebid en net nou sê, ek weet nie wanneer God gaan antwoord nie. Dit voel vir my gebed is teen die plafon vas. Nee, ons het gebid, jy het geglo, jy het vertrou, die antwoord gaan uitkom. So, kom ons weerspieël dit met ons houding, met ons woorde, met ons aksies. Ja, dit is so belangrik om, soos Ansie te sê, 'n joernaal te hou van jou gebede. Want dit moedig jou ook aan. As jy 'n bietjie terugblaai en jy sien, die Here het vir my hierdeur gekom, dit het so gebeur, dit het so gebeur. En selfs daardie joernaal kan jy gebruik vir ander, om ander te bemoedig. Ek sê altyd, jy weet, as ons kyk na Job, toe hy in sak en as was en het moeilik met hom gegaan het hy vir sy vriende aangemoedig, hy het vir sy vriende gebid en ons sien ook hoe die Here sy lot verander het. So hierdie joernaal kan vir jou help om ook vir ander te bemoedig en dan seën die Here jou sommer daarin. Kom ons kyk bietjie na 'n paar Bybelverse. Hebreërs 11 vers 1 sê, geloof is die bewys van die dinge wat ons nie sien nie. So ons glo, ons het 'n ding, al kan ons dit nie sien nie. Hebreërs 11 vers 1 definieer geloof as die innerlike sekerheid en tasbare oortuiging dat God se beloftes waar is, selfs al is die vervulling nog nie sigbaar nie. Dit is 'n vaste vertroue wat hoop in die toekoms omskakel na 'n huidige realiteit. Hier is die kernaspekte van hierdie definisie. Kom ons kyk 'n bietjie. Vaste vertroue, sekere kennis. Dit is nie 'n blinde sprong nie, maar 'n oortuiging gebaseer op God se karakter en die woord dat dit is waarop ons hoop sal gebeur. Hier sien ons dat wanneer ons God se wil bid, dan bid ons eintlik volgens sy karakter. Ons vertrou God se karakter vir wie en wat hy is. Hy is tog die God wat alles weet. Hy het hemel en aarde geskaap. Hy het my en jou geformeer. Hy het elke ding op die aarde behoort aan hom. Niks behoort aan ons nie. Hy vertrou ons met dit wat hier op die aarde gesit is. En waarom sal hy dan nou nie hierdie klein of groot dingetjie vir ons voorsien nie? Want ons sien niks is vir God onmoontlik nie. Ja, soos Yvonne gesê het, hierdie onsigbare dinge, geloof is iets wat jy nie kan sien nie, en dis ook iets wat jy nie kan voel of ervaar nie. Jy kan nie net geloof hê as jou emosies daar hoog is nie. Geloof dien as die oortuiging, dis 'n bewys, 'n substansie van geestelike realiteite, wat ons nie met fisiese oë sien nie. Soos God se teenwoordigheid, kan ons ook nie sien nie, antwoorde op gebed kan ons ook nie sien nie, die ewige lewe. So kom ons koppe werklik ons geloof in hierdie onsigbare dinge. Soos ons net nou gesê het, as jy genesing nodig het en jy het gebid vir genesing, moenie jouself weer daar in die bed sien, siek en moedeloos en moeg. Sien jouself as genees, dat jy vir die Here gaan werk, dat jy gaan getuig van sy grootheid, sy goedheid. Jou kind wat aan dwelms miskien verslaaf is, wat 'n probleem het, moenie daai kind in jou geestesoog sien nog steeds nie, maar sien hom as hierdie kind, hierdie jong man, hierdie jong vrou, wat die Here dien met alles in hom, en verander jou visie, skuif dit werklik na die beloftes van God, want dis hoe ons antwoorde op gebed kry. Ons moet ons hoof in aksie sit. Geloof hou vas aan die dinge wat ons hoop. Dit beteken dit gee sekerheid in die moeilike omstandighede. Kom ons dink 'n bietjie, as jy net gebid het en dit gebeur dadelik. Ons almal lewe in hierdie instant wêreld. Jy sit die mikrogolf 5 minute, 10 minute later is jou kossies, jou pap is gaar. As ons gebid het
en ons gebed was onmiddellik verhoor, sou ons nooit geloof nodig gehad het nie. Ons sou ook nooit gegroei het nie. Want ek dink almal van ons kan getuig, dis juis in hierdie moeilike omstandighede, hierdie wagtydperk, hierdie tyd van onsekerheid wat ons werklik ons karakter bou en wat ons ook werklik God se karakter leer ken en waar ons dan weet waar ons geloof is. Kortom, ek wil nie sê geloof is gelyk aan nou. As jy gebid het, dan vertrou jy reeds op God dat hy gaan doen wat hy beloof het, sonder om twyfel toe te laat. Ons moet leer om nie te twyfel nie. Ons het nou net gebid vir 'n saak. Ons gaan nie twyfel nie, tot die antwoord kom, tot die deurbraak kom, gaan ons geduldig wag op God se beloftes. Kom ons leef werklik asof. Hoe sou jy vandag opgetree het as jy verseker geweet het, die deurbraak gaan môre kom? Ek dink dit sou ons heeltemal verander het, ons visie, ons fokus, alles verander het. So kom ons dank God vir die oes wat inkom, terwyl die grond nog kaal is, die saad het ons gesaai, soos Yvonne het gesê van die plantjie, jy sien nog niks. Nou moet jy dankbaar wees vir die plantjie, die groente, ons as dink in die boere wat die koring saai, dan is hulle afhanklik van reën. So hulle sien nog niks koring nie, hulle sien niks oes nie, maar die oomblik toe hy daai koringsaadjie die grond sit, kon hy al dankie sê vir die oes, en hy kon al dankie sê dat dit 'n groot oes gaan wees wat inkom. Ja, ons moet ook hierdie teorie verskuif van teorie na aksie. Hoe plaas ons dit in aksie? Dit is soos 'n lasuitruiling. So kom ons kyk so 'n bietjie na hierdie instruksies wat ons moet volg. Skryf een van jou bekommernisse of een van jou versoeke op 'n indekskaart neer. Bid daaroor, bid in stilte oor daardie kaart. Sê Here, hier het ek dit geskryf, ek bid nou daaroor. Dan gaan jy oor na vertroue toe. Plaas daardie kaart fisies in 'n mandjie voor die altaar, in die vertrek, voor die altaar. Skep vir jou 'n plekkie, manifesteer, die Here hou daarvan ons moet manifesteer. Glo, staan op en verklaar as 'n groep of 'n gesin, asof 'n enkel persoon sê, by God is alle dinge moontlik. Ek het hierdie versoek gevra en by God is alle dinge moontlik. Dan moet jy volhard. Geloofsgevulde geloof dryf jou om aan te hou, selfs wanneer dinge onmoontlik lyk. Soos die mosterdsaad, Matteus 17 vers 20, kan selfs 'n klein bietjie ware geloof in 'n groot God berge versit. Want ons weet, ons God is groot. Hy kan berge versit. Hy het die vermoë om die dooies op te wek. Hy het die vermoë om die blindes te laat sien. Waarom sal hy dit vir die een doen, maar nie vir jou nie? So wanneer jy 'n ding gevra het, sien al hierdie ding, sien in jou geestesgesig, sien al hierdie, jy moet dit kan visualiseer, dan kan sien hierdie uitkoms. Wanneer dit sal gebeur, is God se wil, God se tyd. Ja, soos ons baie keer gesê het, as jy vandag 'n brood nodig het, gaan die God nie jou 'n jaar laat wag vir daardie brood nie. Dan sal hy vir jou dit gee, so spoedig as moontlik. Partykeer laat hy jou wag 'n bietjie, net om jou te toets. Ons gaan almal toetse deur. Dit help ons om te volhard en nie angstig te wees nie, maar net God te kan vertrou. Ons dink nou maar ook net aan die Sunamitiese vrou wat gegaan het toe die profeet vir haar gesê het, gaan leen by jou bure kanne, en dit het sy nie gesê, ag, ek weet daarom nou nie of dit sal werk nie, hoekom sal hulle nou vir my hulle kanne kan gee? Nee, sy het gegaan, want sy het geweet, sy het God vertrou, en sy het gegaan en sy het hierdie kanne gaan leen en dit volgemaak. Ja, ek weet nie of julle kan onthou, nie lank terug het ons sulke blikkies gekoop wat opgestaan het, God scan, en baie keer in daai tyd het ons nie geweet van al die dinge nie, het jy 'n gebedsversoek gehad, of jy het iemand gehad wat jy wil hê wat moet inkom, en dat ons baie keer daai persoon se naam of daai behoefte in die blikkie gegooi, en baie keer wou ons gaan kyk wat het ons gegee, wat het staan in die blikkie, en dan het jy dadelik besef, ek kan dit nie weer terugneem nie, ek het dit vir God gegee, en ons weet,
niks is vir God onmoontlik nie. So dis miskien nie 'n Bybelse begrip nie, maar dit leer ons om alles in gebed oor te gee en dit daar te los. Kom ons kyk 'n bietjie na die praktiese stappe, hoe ons dit kan beoefen of verdiep. Ons het gepraat oor die gebed in die lofjoernaal. Dis 'n wonderlike, soos Yvonne gesê het, dis nie 'n bewys vir onsself elke keer weer, wie ons werklik aanbid, dat ons 'n God aanbid, wat 'n ware God is, wat antwoord, en ons weet, ons kan hom vertrou, as hy deurgekom het, gister, verlede jaar, 10 jaar terug, dis nie te sê, hy gaan op dieselfde manier deurkom nie, maar hy gaan deurkom, so, kom ons vertrou God, ons neem elke gedagte gevangene, as jy begin twyfel, neem elke gedagte gevangene, maak dit gehoorsaam aan Christus. Gaan lees gerus 2 Korintiërs 10:5 en dan ons wag doelgerig. Dis baie keer nie die wagperiode wat God vir ons prepare, hy berei ons voor, hy kan baie keer wys hy vir ons, aansien dit of dit is nie reg in jou lewe nie, dit moet jy doen of dit moet jy nie doen nie. So dis werklik 'n afwagting proses, wat ons onsself ook kan voorberei. As die antwoord kom, is ons gereed om dit te kan doen. Ons kry baie jong mensies wat in die bediening wil gaan, en dan sê hulle, ek het gebid, en dis 5 maande, 6 maande, 'n jaar later, en daar's nog nie vir my deur oop nie. En as jy 'n bietjie met daai jong mens gesels, dan sien jy, hierdie kind het geen voorbereiding gedoen nie. As hy nou hy of sy die geleentheid kry, om op 'n kansel te staan, of iewers op te tree, die persoon ken nie die woord nie, die persoon het homself nie verdiep in die woord nie, so hoe kan ons dan verwag dat God werklik die deur gaan oopmaak? So kom ons doen die voorbereiding, ons doen wat ons menslik kan, wat menslik moontlik is, in hierdie wagtydperk. Ja, ons sien wanneer ons in hierdie wagtydperk is ook waar God vir ons kragte hernie, waar vir ons, dit is soos wanneer 'n boer 'n grond voorberei. Hy gaan, en hy weet, hy gaan 'n oes verwag, maar voordat hy hierdie oes gaan insit, moet hy eers die grond voorberei, moet eers al die bossies uithaal, en al die ditsels en die dorings uithaal, en hy moet die grond nat lei, en alles, dit is 'n proses, dit is nie 'n kunsding nie, en so is gebed ook. Want wanneer hy die grond klaar voorberei het en hy plant, dan verwag hy die Here om die reën te stuur, en so gaan dit aan, totdat hy die dag die oes kan afval, en dan begin die proses weer van vooraf. So is elke gebed op dieselfde vlak. Vandag bid ons vir dit, môre het ons weer 'n ander behoefte, dan bid ons weer daarvoor. So daarom moet ons nie ophou bid en glo en vertrou nie, maar aanhou, want onthou, daar's 'n spreekwoord sê, aanhouer wen, hou aan volhard. Dis al waarvoor ons kans het vir vandag, ons sien daarna uit om volgende week bietjie aan te gaan, want ja, ons hamer oor hierdie dinge in die laaste tyd, maar die Here lê dit op ons harte, want die mense het regtig nodig om hulle geloof te verdiep, hulle vertroue te verdiep, en op God se woord te staan, en God weer vertrou vir wie en wat hy is. Is so of die mens nie meer God vertrou nie, maar hulle hardloop na die sosiale media toe, hardloop na die bure. So God sê, hy het nog nie verander nie, hy is nog steeds hier by my en jou. Hy wil net hê, ons moet hom herken vir wie en wat hy is. Ons die versoeke vir vandag. Ja, kom ons tree in vir ons regering, ons almal is bewus dat daar maar oral 'n probleem is, so kom ons tree werklik in vir ons regering, ons parlement. Dan baie mensies is vreesbevange in hierdie tydperk. Hulle is onseker oor die petrolpryse, hulle is onseker oor die kospryse, baie ou mensies weet nie hoe hulle deur gaan kom met hulle pensioen nie. So kom ons tree werklik in teen hierdie vrees, en dan bid ons ook vir hierdie virusse. Ons lees en hoor hierdie virus en daai goggas weer daar, maar ons weet wie ons geneesheer is, ons weet ook wie ons voorsiener is. So kom ons maak oor toe en ons vertrou werklik ons hemelse Vader. Vader, baie dankie dat ons vanmiddag weet, U is die God wat voorsien, U is die God wat genees. Here, dankie dat ons weet vanmiddag dat U ons so lief het,
en dat U die beste vir elke kind van U wil hê. Here, ons bring vanmiddag ons regering, ons parlement, ons owerhede, na U toe, ons kom vra, dat U vir hulle bewus sal maak, van God se geregtigheid, die waarheid, dat dit sal seën vir ons land, ons volk, God se waarheid, 'n volk wat U soek, 'n volk wat U gehoorsaam is in hierdie tyd. Vader, ons bid ook teen elke vorm van vrees vir die finansiële aanslae. Dankie dat ons vanmiddag nie hoef te kyk na die petrolpryse, die kospryse nie, maar dat ons U werklik kan vertrou en weet God sal in elke behoefte voorsien. Dankie ook dat ons kan bid teen hierdie virusse, al hierdie goggas, al hierdie griepsimptome en dat ons dit kan bestraf. En dankie dat ons vir elke dokter, elke medisyne, elke verpleegster daar buite kan bid vir goddelike wysheid en insig. En dankie dat ons vanmiddag kan verklaar God se genesing, God se voorsiening, God se verlossing, God se redding oor ons volk in die naam van Jesus. Amen. Amen. Baie dankie. Totsiens tot 'n volgende keer. Totsiens.